Ons het verlede week Yuri vir ons die woord bedien en hy het so 'n goeie fondasie gelê van gebed en ons het gekyk hoe groot God is. Verstaan julle hoe groot God is? Hoeveel golfballe, Yuri? Miljoene golfballe. As die aarde so groot was soos 'n golfbal, dan kon daar miljoene golfballe in van die sterre ingepas het. En so kom God in sy woord sê, die sterre word gevorm vanuit sy mond uit. So God is groot, hy's groter as jou omstandighede. Alright, die mense het nie nou gehoor nie. God is groter as jou omstandighede. God is groter as jou probleme. God is groter as jou berge wat voor jou lê. Die probleem is, ons kyk heeltyd vas in ons berg en dat ons vergeet dat ons boontoe moet kyk. Psalmdigter sê in hom, Psalm 121, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here. Nou as jy in daai Psalm in konteks wil verstaan, dan praat hy van, op die bergtoppe het die ouens hulle altaars gebou en hulle torings gebou van al hulle gode. En dan sê die psalmdigter, ek kyk op na hierdie berge, ek kyk op na hierdie dinge, hierdie monumente wat hierbo gebou is. Waar sal my hulp vandaan kom? Wie van hierdie gode, wie van hierdie nagemaakte klip en sement en klei en hout gode gaan my help? Dan sê Dawid, die Here my God gaan my help. Hierdie berge, hierdie dinge gaan nie vir my kan help, maar die Here, my God, gaan my kan help. So ons gaan vandag 'n bietjie verder praat oor gebed, en ons gaan 'n bietjie kyk na die impak van gebed. Wat se impak maak gebed? Ek wil vandag vir jou sê dat gebed het 'n impak. Wanneer ek en jy bid, dan gebeur daar iets. Something happens when we pray. Corrie ten Boom het gesê, is prayer your steering wheel or your spare tire? Oswald Chambers het gesê, we tend to use prayer as a last resort, but God wants it to be our first line of defense. Billy Graham het gesê, to get the nations back on their feet, we must first get down on our knees. Is dit mooi nie? D.L. Moody het gesê, every great movement of God can be traced to the kneeling figure. Elke herlewing wat uitgebreek het reg oor hierdie wêreld oor al die jare, het voorgang gehad van gebed. Gebed het krag, gebed het 'n impak. Of jy dit sien, of jy dit glo, ek gee nie om wat jou opinie is nie, ek sê vandag vir jou, gebed het 'n impak. En wanneer ek en jy bid, dan is die Here gereed om te help, om te antwoord. Nou, ons gaan vandag 'n bietjie binne in dit inklim. So gebed het nog altyd die vermoë gehad om situasies te draai. Amen. Ek weet nie, ek het honderde getuienisse al gehoor, duisende getuienisse, honderde miljoene getuienisse al gehoor, oor hoe God situasies verander het, toe mense begin bid het. Jy het dit miskien self al beleef. Ek weet, ek het dit al telke male beleef, waar ek bid en die Here vertrou. Die Here vertrou, nie my eie plannetjies maak nie, maar die Here vertrou. Dan kom die Here deur met groot wonderwerke en deurbrake. Amen. En ek wil net hê dat ons moet verstaan dat God is 'n waarmaker van sy woord, en wanneer ek en jy bid, dan antwoord die Here. En voor ons verder gaan, daar in die saalarea is daar 2 borde. Dis nie net om 'n bietjie skeiding te bring en 'n bietjie mooi te maak en so nie. Dit is 'n prayer request wall en 'n answered prayer wall. Dis 'n stuk plank, maar dis 'n muur. Right? En dan het ons papiertjies daar by die infodesk, wat julle gebedsversoeke kan neerskryf en dit daar kan gaan vaspen. Maar ek wil vir jou vra, dat as jy 'n gebed daar neergepen het, moenie vergeet van jou gebed wat jy daar neergesit het. Jy moet ook bid vir jou gebed. En dan moet jy kom sê, is my gebed beantwoord of nie? En dan as hy beantwoord is, dan skuif ons hom na die answered prayer toe, en dan vier ons fees oor dit wat die Here kom doen het in jou lewe. Amen? En dit deel sommer as 'n getuienis van dit wat die Here in jou lewe gedoen het. So,
reg deur die week is ons besig om te bid vir daai gebedsversoeke en ons vertrou God vir groot impak. Amen. Nou ons praat baie kere van gebed het krag. Maar ek dink daar's nog 'n element daaraan dat gebed het 'n impak. Impak. Want krag sien ons baie keer as groot en wow en krag. Maar impak kan klein wees. Vra vir Cheslin Colby. Hy's 'n klein mannetjie met groot impak. Ons dink baie keer, en ek het dit nou gesien met Ruben hulle met hierdie fees en met Monique hulle met die netbal toernooie wat hulle nou in hierdie vakansie het. En nou julle ken my dogter Monique, sy's lekker kort, sy's net so lank en sy is die verdediger. Sy speel vee. Dan kom sy baie keer op daai bane, dan is daar 'n doel wat so lank is. En dan moet hierdie kort mensie daai doel verdedig. Nou ek het nou gekyk, baie van die spanne, dan staan daar hierdie klein verdedigertjie en hierdie lang doel, en hulle gooi net oorballe daar na die doel toe, en die doel staan net so en vang die bal, en sy sit die ding hier bo in die net. Hy is hoeveel meer amper te gooi nie. Sy vang hom en sit hom in, vang hom en sit hom in. Maar dan kom Monique, so kort soos sy is, met haar veerkrag wat die Here haar gegee het, dan spring sy bo daai doele uit en dan gryp sy die bal af. En dan vat sy dit. En dan is almal soos, wow! En papa hardloop met die vla langs die baan en nee, ek mag nie skree langs die baan nie. Ek is verbied. Maar impak maak nie saak oor hoe groot jy is nie. As jy die vermoë het om te kan bid, dan kan jy impak maak. Maak nie saak hoe groot die berg voor jou is nie, al sê jy net 'n gebed van Here help, dan is daar impak. Want dit gaan nie oor die grootheid van jou nie, dit gaan oor die grootheid van God. Want ons bid nie tot 'n dooie God nie, ons bid tot 'n lewende God. Ons bid tot die een wat hemel en aarde gemaak het. Die een wat Yuri verlede week vir ons gewys het op die skerm, wat hierdie groot sterrestelsels gemaak het. Verstaan ons hoe groot God is? En dat ek en jy net in eenvoud en nederigheid na hom te kan kom en sê, Here help, en die Here help. Die Here se hand, of hoe sê hulle, die arm van die Here is nie te kort nie. Die Here help ons. Toe Petrus begin sing, toe is Jesus daar. Petrus het nie gesing en toe sê hy, o Here my God, so groot en neerwaardig en waardig is U, en dankie vir gister se kos, en al my voorsiening en dinge wat ek het, en my kar, en my motor, en my boot, en my fiets, en my vrou, en my hond, en my kat, en my kinders, en Here, dankie dat ek geleer het toe ek 4 jaar oud was om te swem, maar Here, hierdie see area rondom my is te groot, hierdie golwe is te groot, en ek het my surfboard vergeet. Nee, wat het Petrus gedoen? Here, help! En die woord van die Here sê, en Jesus het sy hand uitgesteek en hy het vir Petrus gehelp. En hy het weer hom opgetrek dat hy weer op die water loop. Jesus het hom nie in die water gesleep op pad boot toe nie. Hoe sou dit gelyk het? Imagine dit. Ek so prentjie mense, ek sien weer vir Petrus. Jy weet, hy sou miskien om sy rug moes gedraai, dan kon hy miskien makliker gegaan het, maar dan, hy was in 'n storm, en die water het geslaan. Nee, Jesus antwoord sy gebed. Want julle verstaan, hy het gebid. Hy het gebid op daai oomblik, Here help. Want hy het gebid tot Jesus, hy het gepraat met Jesus, hy het gepraat met God. En die Here tel hom op, en hy sit weer sy voete op die vaste water, en hulle loop. So my en jou gebed maak 'n verskil. Nicolien, kom ons kyk gou na daai videoetjie. Kyk gou hier op die skerm. I have prayed and nothing happens. Is dit regtig so? Is daar regtig iets wat jy voor bid wat nie gebeur nie?
Hierdie saadjie is 'n kort video, groot impak. Sien? Impak. Hierdie saadjie lê onder die grond en hy ontkiem en hy groei. Nou hierdie is hyperspeed, hyperlapse. Ek het daai se woord. Hyperlapse. So dit is vinnig. Maar hierdie is oor tyd. Wat daai saadjie eers moet doodgaan en dan moet hy eers begin worteltjies gooi en dan kom daar 'n groen blaartjie uit. Nog niks sien ons op die grond nie. Diep onder die grond is hierdie saadjie besig om te groei. Jou gebede mag dalk wees soos hierdie saadjie. Dit het impak. Dit begin beweging veroorsaak. Die probleem wat ons baie keer het is ons hou op bid. Ons hou op bid. Bid sonder ophou, sê die woord van die Here. Dit beteken nie dat ek met Jeremy staan en gesels en terwyl ek met Jeremy gestaan en gesels bid ek nie. Dit beteken nie dat ek met my vrou gesels, met my kinders gesels of nou met julle preek, wel hier in my agterkop as ek heeltyd besig om te sê Here help, Here help. Maar okay, maar ek is nie die heeltyd besig in gebed nie. Partykeer kyk ek rugby en ek skree. En dan sal ek sê Here beskerm. Maar ek bid nie non-stop nie, maar die Bybel sê bid sonder ophou. Wat bedoel hy? Dit beteken dat ek moet aanhou bid totdat ek die deurbraak kry. Ek weet van mamas wat vir hulle kinders 25 jaar lank gebid het voordat hulle tot bekering gekom het. Mamas, moenie ophou bid nie. Vroue, moenie ophou bid nie. Ek weet nie, daar's iets spesiaal aan 'n vrou wat bid. Manne, ons moet ook bid. Dit beteken nie ons moet nou slap lê nie. Ons moet ook bid. Daar's iets anders wat gebeur as ons bid. Maar as 'n mamma bid, ek dink daai duiwel is, julle, as hulle net van mamma kan kry om op te hou bid. Baie van wat in ons samelewing gebeur, is as gevolg van 'n biddende vrou. Jy's nou stuur ek 'n bietjie hierso, manne. Ek wil vir julle sê, ons moet begin bid. Manne, jy moet in jou huis begin bid. Jy moet vir jou kinders begin bid. Die lekkerste gebede wat ek al ooit vir my huis gebid het, is as my kinders slaap. Dan gaan ek in hulle kamer in, terwyl hulle dan sê ek, Here, dankie dat U hulle bless met vrede. Dankie, Here, dat U hulle toevou met U heerlikheid. Here, dat U hulle mindset vul. Here, dat al hierdie dinge wat hulle by die skool deurgaan, al hierdie vriende wat hulle het, Vader, Here, dat die impak nie van hulle sal kom nie, maar die impak van U woord sal kom. Here, dat daar honger en 'n dors vir U sal wees. Môreoggend word hulle wakker. Ek het lekker geslaap. Ek weet. Ek wil vir julle sê, ons dink partykeer dis stupid. Wie van julle het al daai gedagte gehad? Weet, die gedagte kom by my op, gaan bid vir jou vrou, gaan bid vir jou man, en kom jy net die volgende gedagte, nee, dis stupid. Dis dom. Moenie, dis so nie jy nie. En dan kom hy gedagtes, en hy gedagtes probeer jou wegkry van dit wat jy moet doen. Gebed het 'n impak. Amen. Right, ouens, ek het baie skrif vandag. Nou as jy die YouVersion Bible app het, wil ek jy moet daar oopmaak, gaan na die 3 streepies toe, klik op hom, gaan na events toe, search Lig en Lewe Sentrum, en die preeknotas is daar so, want ons gaan nou baie blaai. As jy jou Bybel hier so het, well done, prys die Here, maar lek net jou vinger nat, want ons gaan baie blaai. Right, Filippense 4 vers 4, ons gaan daar so begin. Filippense 4 vers 4. As jy net sê, prys die Here. Alright, prys die Here. Kom ons gaan aan. Filippense 4 vers 4 sê, always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Ek dink baie keer moet ons voor die spieël gaan staan en vir onsself sê, jy moet begin lag. En dan begin jy vir jouself gesigte trek. En dan begin jy lag. Het julle geweet, lag is aansteeklik? As ons net kan begin lag en ons kan net begin joyful raak. Ek en my vriend Sagrys het 'n kaset gehad. Jong mense, dis so 'n plastiek covertjie, dingetjie wat jy 'n potlood insit as jy wil rewind. Maar anyway, dit was ons CD's, dit was ons musiek gewees, dit was ons iPod. Druk die kaset in die tape speler in die kar. En dan het ons net geluister hoe ouens lag. Die hele kaset, 90 minute lank, was net lag.
Ek en hy sit later in daai Mazda 323 en dan lag ons onsself kedisnes. Ons maagspiere is seer, ons het 'n gym sessie gehad want ons het gelag. Waarvoor weet geen mense idee nie, maar ons het gelag. Rejoice. En dan sê die skrywer, again I say, rejoice. Ons moet vol joy wees. Alles begin by joy. Ons moet onsself volmaak met God se vreugde. Let everyone see that you are considerate in all you do. Remember, the Lord is coming soon. Maranatha, Jesus kom weer. Glo jy dit? Oh, snap. Glo jy dit? Glo jy dat Jesus terugkom? Woe! Ons koning kom ons haal. Is jy reg? Is jy reg? Is jy verwagtend vir dit wat Jesus gaan doen? Hy gaan terugkom. Die Here sê hy gaan terugkom op die wolk. Jesus kom weer. Ons het ons verwagting verloor dat Jesus weer terugkom. En omdat ons verwagting verloor het dat Jesus terugkom, bid ons nie meer nie. Maar hoe is dit gelink met mekaar? Heel eenvoudig, jy's nie ernstig meer nie. Jy's nie meer dringend in jou hart vir die verlore siele rondom jou nie. Jy's nie meer attent daarop dat die tyd min raak nie. Jy sien, as ons verstaan dat die tyd min raak, gaan ons al hoe meer begin bid. Gaan ons al hoe meer begin bid. En dis hoekom hierdie gemeente gesê het, ons gaan begin met 'n nuwe roetine. Ons gaan elke eerste Woensdag van die maand gaan ons saam bid. En ek wil jou encourage. Come on. Kom ons kom Woensdae aande, hier die eerste Woensdag aand van elke maand, kom ons hier by mekaar. Ons het nou Woensdag wat verby is, het ons saam gebid. En ek wil jou encourage. Dit is nie net nog 'n ding wat ons doen nie. It's corporate prayer. Dis daai eenheid wat ons vorm om saam te bid vir hierdie gemeente. Amen. So ek wil jou uitnooi. Die volgende een is in Mei. Don't worry, sê vers 6. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Keep putting into practice all you learned and received from me, everything you heard from me and saw me doing. Then the God of peace will be with you. Ek het hier geskryf, die gedagte het by my opgekom. The antidote to worry is a believing, praying person. A believing, praying person will have the antidote to worry. Hoekom? Want worry is vir 'n ander dag, nie vir vandag nie. Vandag worry ek nie want ek bid, ek vertrou die Here, ek glo in die Here. Môreoggend sê die woord, môre het sy eie probleme. Dan kom ek môre en dan kom worry na my toe en sê hy, "Hey, gaan ons saam worry?" Dan sê ek, "Nee, ons gaan nie. Dankie Here vir hierdie nuwe dag. For this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." En ek dank die Here dat U voorsien in al my behoeftes. Tata worry. Ons spreek dit mos oor ons maande. Janne worry. En alle Janne worry in Januarie. Jy spreek dit oor jouself. Ek is so bekommerd. Ek is so geworried oor wat gaan gebeur. En nee, luister wat sê vers 6. Don't worry about anything. Wat is anything? Alles. Everything. Anything. Enige ding wat oor jou tafel kom. Don't worry about it. Instead, pray about everything. Die probleem is, daar's te veel kinders van God wat worry en angstig is en al hierdie dinge beleef en ek kan vir jou sê hoekom. Jy bid nie. Jy bid nie.
Jy moet jou gebedslewe in plek kry, sodat jy kan hoor, dit wat die Here vir jou sê, want soos wat ons bid, so bou het en stig dit ons geesmens, en as ons geesmens sterker word, en groter word, en meer oomf het, en meer kos kry, dan staan hy bo die siel en die liggaam, en dan sê die gees vir die liggaam, hou op worry. Hy sê vir die sielste mensie, dit wat ons weet, ons emosies, ons wil en ons intellek, dan sê hy, jy wil nie meer worry nie, jy wil God vertrou. En dan sê jou siel vir jou lippe om te sê, praat dit nou, ek vertrou op God. En dan sê die woord van die Here in Romeine, dit wat ons praat, wat gaan ons hoor, en ons gehoor bou weer ons geloof. Dit wat hy sê, Romeine 8. Geloof kom deur die gehoor. Wat hoor jy? En gehoor kom deur die woord. Wat lees jy? Wat praat jy? So geloof in werking, wanneer ons bid in geloof, dan kom die Here en hy vat ons geloof en hy bring dit tot manifestasie. Is dit wat Hebreërs 11 vers 1 vir ons sê? Geloof is die dinge wat ek voorhoop, wat ek nie sien nie. So ek kom met geloof na die Here toe en ek bid in geloof dat dit gaan gebeur. En dan 2 uur vanmiddag, dan nog niks gebeur nie. Want daai saadjie is nog besig om te ontkiem en ons sien niks bo op die grond nie. En dan begin worry weer aan ons deur klop. Angstigheid begin weer aan ons deur klop. Probleme begin weer aan ons deur klop. Jou landlord begin weer aan jou deur klop. Nee, ons worry nie meer nie. Hoekom? Instead we are praying. Gebruik liewer jou energie om te worry, om te bid. Daai selfde energie wat jy daar in worry insit, daai sweet wat jy sweet, sit dit liewer in jou gebed en bid ernstig, dat jy later sweet in gebed. Dit baie meer effektief as wat jy worry en sweet. Amen. Sê vir jy langs jou, hoop worry. Gebed veroorsaak 'n paar dinge. Gebed en geloof gaan hand aan hand. Dit bring ons vir ons vrede, selfs al kan ons dit nie altyd verstaan nie. Wie van julle het al gebid en dan is net hierdie vrede oor jou? Jy staan in die middel van die storm, maar jy het net hierdie vrede en jy verstaan nie regtig wat aangaan nie. Dis plain, simpel en eenvoudig. Wanneer ek en jy bid, dan luister die Here. Hy luister na ons. Hy hoor ons en hy beantwoord ons. Die Here antwoord altyd. Altyd. Hy sê baie keer ja, hy sê baie keer nee, en hy sê soms wag. Maar hy antwoord. Nou gaan nou dit vir julle 'n bietjie uit die woord uitwys. Ons gebedslewe het vertroue en geloof nodig. Amen. Alright, kom ons kyk gou na hierdie skrif en ek wil hierdie skrif ek 'n bietjie oopbreek en verder vat. Jakobus 5 vers 16, James 5 verse 16. Hy sê in die eerste plek begin hy, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Het julle gehoor wat ek gelees het? Alright, luister mooi. Die eerste plek, confess your sins. Confess your sins, bely julle sonde. Sonde breek die vrymoedigheid in ons lewe om met God te kan praat. Want jy voel skaam en teruggetrokke en jy voel jy's nie waardig genoeg nie en jy voel, what's the use of praying because I'm a sinful man. Okay? Hierdie woord sê dat ek met my sonde bely en dan moet daar iemand saam met my bid en dan sal ek genesing kry. God wil genesing bring in ons lewe, maar ons confess nie meer ons sondes nie. Ons bely nie meer die dinge wat ons doen wat verkeerd is nie. En so kan daar nie genesing kom vir baie van ons nie. Vrymaking kom nie. En die Here wil hê dat ons moet vry wees. Die Here wil hê dat ons moet vrymoedigheid hê om na ons Vader toe te gaan. Kom ons wees gou eerlik. En jou pa vir jou gesê het, moenie met my golfstokke speel nie. Ek het dit al lankal bely, so ek gaan dit gebruik as 'n storie. My pa het golfstokke gehad. En dan kyk ek en my broer ninja movies. En dan soek ons swaarde.
En dan gaan haal ons my pa se golfstokke. En dan is ons ninjas. En dan slaan ons mekaar met die golfstokke. En baie keer het daai golfstok net so knakkie gehad. Knakkie om weer terug. En as my pa by die huis kom, dan hardloop ons, dan gaan bære ons die golfstokke. Maar weet julle wat is die grootste probleem? Ons vrymoedigheid om met ons pa dan te praat was dan verbreek. Want ons is bang hy vind uit. En glo my, waarheid kom altyd uit. Nee, kinders, die waarheid kom altyd uit. So leer dit sommer van jongs af, leer dit van my af. Want as my pa gaan golf speel, en hy wil 'n reguit hou slaan, werk dit nie reguit nie. So as my pa wat so sleg golf gespeel het, is die stokke wat so bietjie uittuned was. Right. Maar dit breek vrymoedigheid, en net so kom ons in ons geestelike lewe, en ons vul ons lewe met sonde, ons doen goeders wat ons nie behoort te doen nie, en dit verbreek die vrymoedigheid wat ons het, om na die Here toe te gaan. So ek wil jou aanmoedig vandag, bely jou sonde. Bely jou sonde. Bely jou sonde. Laat iemand vir jou bid, en laat daar genesing kom in jou lewe. Hoekom? Sodat jou gebedslewe vry kan wees. Sodat jou gebedslewe weer 'n impak kan maak in die wêreld rondom jou. Luister mooi wat sê Micha 3 vers 4, en ek gaan nou 'n bietjie ernstig met ons gesels. Micha 3 vers 4 sê, then you beg the Lord. En nou is 'n paar, as jy nou hoofstuk vers 1 tot 3 gaan lees, dan praat hy oor hoe baie evil goeders die Israeliete gedoen het, en hoe sleg hulle was en so, en dan begin hy by vers 4 en sê, then, jy doen al hierdie goeders en die probleme kom en so aan, dan sê hy, then you beg the Lord for help in times of trouble. Do you really expect him to answer? After all the evil you have done, he won't even look at you. Yes, toe ek hierdie skrif lees, so dink ek met myself, Here, hoe baie keer het ek al gebid, in my denke van ek is okay, maar ek het toegelaat dat my lewe gevul was met sonde, met ongeregtigheid, met dinge wat nie reg was, en dan kom ek na die Here toe, en dan verwag ek die Here moet na my kyk, en vir my sê, well done, goed en getroue dienskneg. En dan verwag ek dat die Here 'n genie in 'n bottle moet wees. Ek wil vandag vir jou sê, God is nie 'n genie in 'n bottle, wat jy die botteltjie kan vryf, en dan God toe kan kom en sê, vryf jou mooi skoon, jy weet, ek het my Bybel gevat, en Here, kyk hoe mooi is ek lees jou Bybel. Ek soek dit, en ek soek dat, en ek vra dit, en ek vra dat. Ek wil vandag vir jou sê, as jy gaan toelaat, en dat jy in 'n sondige natuur, sondige lewe gaan leef, hoor die Here nie jou gebede nie, volgens Micha. Daar's een gebed wat die Here wel sal hoor uit jou mond uit. Here, red my. Daarop sal die Here reageer. Hy sal jou red, hy sal jou skoonmaak. Hoekom? Want die woord van die Here sê, hy is getrou en regverdig om ons van al ons sondes te vergewe, wanneer ons dit van hom vra. Die Here is getrou en regverdig om ons van al ons sondes te vergewe. Luister wat sê 1 Petrus 3 vers 7. In the same way, you husbands must give honor to your wives. Treat your wife with understanding as you live together. She may be weaker than you are, but she is your equal partner in God's gift of new life. Treat her as you should, so your prayers will not be hindered. Mic drop. Manne, vroue, in jou huwelik kom die vyand in, en hy probeer die eenheid in jou huwelik versteur. En wanneer hy dit reg kry, en jy en jou vrou beklei soos honde en katte, dan sê hierdie skrif vir my, dat ons gebede word verhinder. As jy krag wil sien agter jou gebede, maak seker jy en jou vrou is in eenheid. Maak seker dat jy en jou man is in eenheid. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek myself, my pride neerlê, en ek word die minste. Dit beteken nie die vrou gaan nou die minste wees, want die Bybel sê sy is die minste nie. Nee, ons albei gaan die minste word, en Jesus moet meer word in ons huwelik. Dink gou 'n bietjie daaraan. Die van julle wat in 'n huwelik is. As jy en jou man of jy en jou vrou beklei,
En ons hierdie stry en hierdie situasie wat voel hy kan nie opgelos word nie. Jy voel nie eers amper om met haar of met hom te praat nie. Hoeveel nog te meer om saam met hulle te bid. En dan hardloop ons na die Here toe en ons sê vir die Here, genie in the bottle, wat ons wil hê. Al gebed wat die Here dan gaan hoor by jou is, Here help my sodat ek my huwelik kan help. Sodat ek beter kan wees in my huwelik, sodat ek 'n blessing vir my vrou kan wees, sodat ek 'n blessing vir my man kan wees. Ons laat toe dat twis en disunity, en nou vat ek dit 'n bietjie 'n stappie verder. As ons praat van die huwelik in die Bybel, dan kan ons dit deurtrek na die liggaam van Christus toe. As daar disunity in die liggaam van Christus is, dan verhinder ons gebede. So maak seker dat jy eenheid het met jou broer en met jou suster. En dan wonder ons, hoekom baie dinge in die kerk, in die liggaam van Christus, ek praat oor die wêreld, hoekom ons gebede nie meer krag het nie. Want ons is in disunity. Ons is so uit met mekaar, ons is so vyhandig met mekaar. Hoe kan ons verwag dat die Here ons gebede moet verhoor? En dis hoekom dit belangrik is, hierdie gedeelte begin deur te sê, confess your sins. So Here, ek kom na U en ek confess, ek is jammer. So ek het miskien nodig om na my vrou toe te gaan, of jy het miskien nodig om na jou man toe te gaan, en te sê, my man, my vrou, ek is jammer. Ek is jammer dat ek so gereageer het. Ek is jammer dat ons dit nou so hanteer het. Ek is jammer dat ek hierdie woorde gesê het, ek was verkeerd. Kan ons saam bid en vir die Here vra om ons te vergewe? Dis tyd om klaar te kry met die nitty-gritty dinge van die lewe en net te verwag dat die Here moet antwoord. Nee, hy is Vader en hy gaan vir ons sorg, but we need to get our lives in order. So kom ons kry ons lewens in lyn, sodat al ons gebede effektief kan wees. Amen? Ek het so 'n bietjie gaan lees oor wat beteken hierdie gebeurtenis van as ons gebede verhinder word. Die Barnes kommentaar skryf dit soos volg. Hy sê, it's a spirit of strife, irritability. Wie van julle was al geïrriteerd met jou man of met jou vrou of met jou mens rondom jou? Nee, jy raak geïrriteerd met mense rondom jou. Irritability and unevenness of temper. Harsh, luister mooi na hierdie ene. Harsh looks. Jy kan mos dadelik op iemand se gesig sien as hy kwaad is vir jou. Jy was nou net lovey-dovey, nou sê jy net iets. Hy lippies raak so styf. Die oor raak groter en rooier en die neusgate raak groter. Want ewe skielik moet die hart vinniger klop en jy het meer suurstof nodig. En jy byt op jou tande. So dit verduidelik. Harsh looks and unkind words. A disposition easily to take offense. Dis wanneer ons offense gee en offense vat. Wanneer jy aspres sarkasties is met iemand. Wanneer jy aspres na iemand toe gaan en vir hom die verkeerde woorde sê. Sodat daar offense kan wees, sodat jy kan seermaak. Dat jy verhinder jou gebede. Wanneer jy iemand vuil uitkyk, en jy jou hart uitsorteer en jy verhinder jou gebede. And an unwillingness to forgive. Daar's sommige mense in jou lewe wat jy moet gaan vergewe. Sodat al jou gebede beantwoord kan word. Maar ons verhinder ons gebede omdat ons nie meer vergewe nie. Hy sê, unwillingness to forgive. All these things, wat ek nou net gelees het, all these prevent a return of prayers. Menende geantwoorde gebede. Acceptable prayer never can be offered in the tempest of passion. Wat beteken dat ek kan nie in hierdie ander emosies en in hierdie gevoelens en hierdie haat vorentoe kom. Ek kan nie verwag dat my gebed moet beantwoord word dan nie.
My aanvaarbare gebede is sonder hierdie goed. And there can be no doubt that such prayer is often hindered by the inequalities of temper and the bickerings and the strifes that exists in families. Baie van julle wat hier sit, het issues in julle familie. En julle beklei, hoe sê dit? There's bickering and strife in families. Want jy het jou opinie gelig en ek hou nie van jou opinie nie en nou het ek 'n ding in my hart. En kort voor lank vorm bitterheid teenoor jou broer en jou suster, fisies en geestelik, en jy bid, maar jou gebede word verhinder. Daar is nie 'n goeie return op jou gebede nie. Ons moet 'n bietjie verder dink as net, kom ons bid gou. We need to get our lives sorted out. Amen? Jakobus 4 vers 2 en 3 sê, you want what you don't have, so you scheme and kill to get it. You are jealous of what others have, but you can't get it. So you fight and wage war to take it away from them. Yet you don't have what you want because you don't ask God for it. And when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what you will give. You only want. Tongue twister. You want only what will give you pleasure. So ek bid vir die goed wat vir my genot gee. Here, gee vir my meer geld. Here, gee vir my baie kos. En dan kom ons met ons motives. Here, gee vir my baie geld sodat ek 'n blessing vir ander kan wees. Maar jou motive hier is eintlik maar net vir jou status. Here, gee vir my oorvloed kos dat ek in die strate kan ingaan en vir almal kan kos gee, Here. Ons moet tog kyk na die weerlose. Maar my motive is verkeerd, want ek neem selfies en foto's en alles en ek post dit dat die hele wêreld kan sien hoe amazing ek is. Ek het nie 'n probleem daarmee as jy foto's neem en jy post dit van wat jy die werk wat jy doen en goeters nie, maar wat is die motive? Wat is die motive daar agter? Ek hoop dat ek as hierdie ding post op Facebook, dan gaan daai ryk ou in my gemeenskap dit raak sien en hy gaan vir my baie meer geld gee. Dan gaan ek my 'n bakkie koop. Want ek moet nou meer kos vervoer. Maar ek gaan koop vir my 'n Ford Raptor. Wat is die motive van jou hart? You are hindering your own prayers. Ek meen, hierdie ou begin sommer verkeerd. Hy skiem en maak dood, want hy wil iemand anders in hê. Eintlik wat hy net moes gedoen het en gesê, al wat hy moes doen is, yet you don't have what you want because you don't ask God for it. Maar ek skiem, en ek maak dinge, en ek maak planne, en my motives in my hart is verkeerd, en nou maak ek 'n klomp stories sodat ek kan kry wat ek wil hê, en dan het ek nog die audacity om vir God te vra, om my dit te seën daarmee. As jy regtig iets wil, wat jy nodig het, as jy regtig iets wil hê, moenie gaan schemes maak nie, moenie jealous wees van ander mense nie, gaan vra die Here, you don't have because you don't ask God for it. But make sure that your motives are clear. Make sure that your motives are pure. Amen? Eenheid is so belangrik in die lewe van 'n Christen. Ons moet eensgesind wees. Ons gaan nie saamstem oor alles nie, maar eenheid beteken nie dat ek en jy saamstem oor dieselfde ding nie. Die eenheid beteken dat wat ook al op die tafel is, ons doen dit saam vir dieselfde doel. Ons beweeg in dieselfde rigting. Godwin kom staan nie voor by my op die stage. Ek like dit om op Godwin te pik. Krijg jy jou gitaar? Ek is amper klaar. Gee my net nog so 11:30. Jy kan maar uitgeplak bly.
met hom aan sit. Ek is nie begaafd om 'n gitaar te kan speel nie. Maar so kom baie mense volgens hierdie skrif. En hulle wil steel en hulle wil vat. Ek gaan nie hard trek nie, want ek weet gitaar is sensitief. Maar hulle wil vat en hulle wil steel en hulle wil maak sodat hulle dit kan hê. Sodat ons kan nice lyk. Sodat ek kan lyk soos die ou wat die lyk net asof my maag jak. So, ek kan nie dit doen nie. So, dit help nie ek beklei hierson nie. Maar wanneer ek agter die dromme gaan sit, ons doen twee verskillende goed, maar ons vorm eenheid. Julle verstaan wat ek wil sê? So, wanneer ons by mekaar kom met dit wat die Here vir ons gegee het, dan vorm ons eenheid in ons diversity, en ons vorm harmonie. Hy sing, jy sing 'n tweede stem. Ek sukkel met tweede stem. So nou sing ons, Holy, holy, are you Lord God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy. Ek het hom nou gegooi, want ek het na 'n ander stem toe gegaan. Nee, ek dink dit is werk. Maar julle hoor wat ek sê. Wanneer ons verskille by mekaar bring en ons teen doel vooroor, dan kan ons in eenheid staan in ons diversity en dan kom harmonie. Maar nee, nou wil ek die gitaar gryp, want ek wil die gitaar speel. Die Here weet ek gaan gemors maak af van. Ek sal eers moet gaan oefen. Dankie, ek kan maar gaan. Ek moet eers gaan oefen. Ek was so vals soos 'n kraai toe ek kleiner was. Nee? Vra my ma. Dan moet ons itemme doen saam, ek en my broer. Visvang vir Jesus, visvang vir Jesus. Nee, ek dink daai tyd het ek nog mooi gesing en toe raak iets weird. Ek weet nie of dit my stem wat gebreek het of iets, maar toe is ek so vals soos 'n kraai. Nee, en toe wil niemand, toe sit hulle my op die tamboerijn. En ek moes leer en leer en leer. Wat doen ek? Ek het by die huis gesing en ek het by die huis gesing en ek het oral waar ek glom het ek gesing en ek het my stem geoefen en nou dink ek kan daar 'n bietjie noot hou. So nou en dan, wanneer ek wil. Okay? Maar nou kom ons op 'n plek en ons moet by mekaar wees, ons moet mekaar help. En dit is waar ons eenheid dan vorm. Jou behoefte is anders as my behoefte, maar as ek hoor van jou behoefte, wat doen ek? Ek sit my gebed agter jou en ek bid saam met jou. En dan sê die woord van die Here, daar waar twee of meer saam sê, moet 'n saak, so sal dit wees. So come on, kom ons bid saam, kom ons vertrou die Here. Ouens, ek het nog so baie om te sê, so kom ek kondens dit gou in 'n paar minute. Die tweede punt wat ons hierso moet sê is pray for each other. Bid vir mekaar. Jakobus 5, ons gelees 'n stuk sê, pray for each other so that you may be healed. Kom ons bid vir mekaar, sodat daar genesing kan wees. Praat hy net van fisiese genesing? Nee, sodat daar emosionele genesing kan wees. Sodat daar vrymaking kan wees. Want, come on, as jy vyande in jou lewe het, die beste taktiek wat jy het om hierdie bitterheid van jou uit te sorteer, is bid vir jou vyand. Daai persoon wat jy nie like nie, gaan bid met opregtheid voor die Here en sê, Here, ek like nie hierdie ou nie, maar U sê ek moet hom lief hê, so Here, ek het hom lief deur vir hom te bid. Here, seën hom. Môre bid ek en dan sê ek, Here, ek like hom nog nie, maar U woord sê ek moet hom lief hê. So Here, vandag wil ek sê, seën hom. En so gaan jy aan en jy gaan aan en jy bid elke dag vir jou vyand en kort voor lank gaan jy sê, yes, Here, daai ou is so amazing, hy is so kosbaar in die oë, want jy het hom gemaak en jy het hom in die beeld geskape en Here, as ek na hom kyk, sien ek soveel potensiaal, maar Here, die vyand het gekom te steel, te verwoes en dood te maak, maar Here, ek dank U dat ek vandag vir my vriend kan bid. Dankie dat U sy siel red. Wat gebeur met die bitterheid in jou hart? As hy daai kant van die pad loop,
dan klim jy nie op hierdie sypaadjie in soos ewe skielik window shopping nie. Nee, jy sê maar, hey, Jannie, hoe gaan dit met jou? Wat wil jy? Nee, maar ek wil net hoor, hoe gaan dit met jou? Ek het hierdie week so aan jou gedink, ek het so vir jou gebid, ek wil net vir jou sê, I've got your back. Baie dankie. En jy gaan aan en doen window shopping. Maar ons dink partykeer dit is so moeilik, want hier is hierdie ding hier binne in my, hierdie offense, hierdie bitterheid, hierdie onvergewensgesindheid, bid vir jou vyande, en die Here sal jou vrymaak, amen? En vir hulle. Ephesians 6 verse 18 sê, pray in the spirit at all times and on every occasion, stay alert and be persistent. Be persistent. Hou aan en hou aan en hou aan in your prayers for all believers everywhere. Wie van julle het hierdie week vir my gebid, moenie jou hand opsteek nie asseblief. Maar come on, kom ons wees eerlik. Hoeveel van ons het vir mekaar gebid hierdie week? Die Bybel sê hier vir my en vir jou, en dit is deel van die wapenrusting, be persistent in your prayers for all believers everywhere. Okay, kom ons gaan aan. Kolossense 3 vers 13. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember the Lord forgave you. So you must forgive others. Hierdie skrif is vir my so mooi. Come on, kom ons dink gou 'n bietjie oor. Make allowance. Wat beteken dit? Skep spasie vir ander se foute. Dit beteken dat ons almal maak foute. Dit beteken dat die persoon langs jou, agter jou, voor jou het foute. Ja, die pastoor preek weer te lank. Ja, ons gaan weer 12 uur hier uitkom. Nee, ons almal het foute. Ek het 'n lang asem. Ek kan julle besig hou tot vanaand toe. Gaan doen ons almal growth track. Right? Nee, maar hoor hierso. Ons kom so baie keer en ons kyk na mekaar se foute, dan judge ons mekaar daaroor. En ons hou mekaar vas oor daai foute. In plaas van om te sê, Jesus Here, dankie dat U bless. Dankie Here dat U seën. Here, dankie dat U kom versterk. Here, dankie dat ek hom kan vergewe dat hy vandag so lank gepreek het. Here, dankie dat daar nie 'n offense in my hart sal wees omdat hy so lank gepreek het nie. Maar Here, dankie dat ek huis toe kan gaan met vol lewe, vol van U woord, want hy het so lank gepreek. Right. So, derde punt. Prayer of a righteous person, die gebed van 'n regverdige. Nou ek het 'n bietjie gaan kyk, righteous in daai skrif is die Griekse woordjie dikaios, my vertaling. Okay? Dit beteken equitable, reasonable, impartial, just. En dan sien die sinnetjie. Somebody that keeps the commands of God. Dis iemand wat righteous is. Somebody that keeps the commands of God. All right. So the prayer of someone that keeps the commands of God has power. 1 Petrus 3 vers 10 tot 12 sê, for the scriptures say, if you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain it. Luister baie mooi wat sê vers 12, 1 Petrus 3 vers 12. The eyes of the Lord watch over those who do right, and His ears are open to their prayers. But, sê vir een langs jou, maar, hier kom 'n teenoorgestelde. But the Lord turns His face against those who do evil. Wil jy hê God se ore moet oop wees oor jou? Then you need to start doing things in the right way. You need to be a righteous man and woman of God. You need to do the commands of the Lord. You need to do what the word of God says you must do. As ons gaan begin doen wat die woord van die Here vir my en vir jou sê, dan gaan die ore van die Here oop wees oor ons lewe. Amen. Prayer has great power. Wanneer hierdie gebede in geregtigheid gebid word,
dan word krag vrygestel. Die gebede kan onmoontlik wees, maar omdat daar geloof, reinhard en in God se wil gebid word, kan die onmoontlike gebeur deur daarvoor te bid. Jy kan voor die onmoontlike staan. Jy moet oor 2 ure jou huurgeld hê en jy weet nie hoe jy dit gaan kry nie. Maar die onmoontlike staan voor jou en jy kom in gebed en in geregtigheid voor God en jy bid, dan kan daardie gebede die onmoontlike verander. Amen. Jeremiah 32 verse 17. O sovereign Lord, you made the heavens and the earth by your strong hand and powerful arm. Nothing is too hard for you. Mattheus 19 vers 26 sê, Jesus looked at them intently and said, hierdie sê vir my dat Jesus het hulle stip in die oë gekyk, met erns het hy hulle in die oë gekyk, en hy het vir hulle gesê, with humans, this is impossible, but with God, everything is possible. Jesus looked at them intently, met erns het hy na hulle gekyk, en hy sê, with God all things are possible. Mattheus 17 vers 20 sê, you don't have enough faith. Jesus told them, I tell you the truth. As Jesus die waarheid praat, dan is dit mos die waarheid. Amen? I tell you the truth, if you had faith, even as small as a mustard seed, soos hierdie saadjie wat nou net hier was, a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible for you. Die berg wat voor jou is, daai probleme wat voor jou is, as jy in geloof na die Here toe kom en vir die Here sê, dankie Here, dat hierdie berg hom nou sal so skuif. So berg in die naam van Jesus Christus, beveel ek jou om te skuif. Beweeg van hier na die voete van Jesus, maar my God sal nou 'n weg maak, en ek dankie Here dat U nou 'n weg maak vir ons. Dan sê die woord, nothing would be impossible. Die tweede ding wat hierdie geregtige gebed doen, is it produces wonderful results. Luister baie mooi wat sê hierdie skrif. Hierdie is my fenomenaal en hiermee sluit ek af. James 5 verse 17. Ek lees in die Passion Translation. Hy sê, Elijah was a man with human frailties, just like all of us. Kyk gou na die ou langs jou. Elia was net soos die ou langs jou. Ook 'n mens. Julle almal ken die stories van Elia. Hy het vuur uit die hemel uitgebid. Hy het gebid dat dit moet ophou reën, en dit het opgehou reën vir 3,5 jaar. En toe bid hy weer, ag Here, laat dit weer reën. En toe reën dit. Luister mooi. Elijah was a man with human frailties, just like all of us, but he prayed and received supernatural answers. Ek hou van hoe die Passion Translation het sê. Supernatural answers. Elia was 'n mens net soos ons. Ek en jy kan vir die bonatuurlike bid, en God sal en kan antwoord in die bonatuurlike. Ons is niks anders as Elia nie. Ons het ook 'n verhouding met die Heilige Gees. Ons het ook 'n verhouding met Jesus. Ons het ook 'n verhouding met God die Vader. En wat nog meer amazing is van ons as teenoor Elia, die Heilige Gees woon in ons. Die Heilige Gees was net op Elia, maar die Heilige Gees woon in ons. Think about that one. En dan sê Jesus, the same Spirit that rose Jesus from the dead dwells within us. Dis nie mooi woorde nie. That the same Spirit that rose Jesus from the dead dwells within us. Ek wil vandag vir jou uitnooi. Maak jou lewe reg met God. Maak seker dat jy in geregtigheid begin leef, sodat elke gebed wat jy bid nie verhinder sal word nie, maar sodat elke gebed wat jy bid, die ore van God sal ontmoet. En dat die Here vir ons dan ook supernatural antwoorde sal gee. Amen. Kom staan saam met my en dan bid ons saam.
Die bloed van Jesus het vir my en vir jou die geleentheid gegee om staande te bly. Die bloed van Jesus het vir my en vir jou die geleentheid gegee om in geregtigheid te kom. Onthou, the only sin that Jesus had was our sin. He took our sin upon himself. But the only righteousness that we have is the righteousness that we have from Christ through the cross. Deur die kruisdood van Jesus Christus het hy vir my en vir jou geregtig gemaak. He brought righteousness to us. En ek wil jou uitnooi om hierdie broodjie dan te vandag te vat en te sê, dankie Jesus, dat U my lewe kom genees. Dankie Here dat U my kom heel maak. Dankie dat U my kom vry maak. Dankie dat U my kom maak die man, die vrou wat U wil hê ek moet wees. U is die pottebakker, U is die pottebakker en ek is die klei. En mag die Here ons vandag vorm soos wat hy is, geregtig. So kom ons eet hierdie broodjie saam. Jesus se bloed het vir my en vir jou gevloei. En deur dit het hy elke vloek gebreek oor ons lewe. Elke vloek, elke dingetjie waaraan jy kan dink van die verlede, het hy gebreek oor ons lewe. Jesus se bloed het 2000 jaar terug gevloei vir ons. Maar het vandag nog dieselfde krag. En deurdat ek en jy hierdie bloed drink en hierdie broodjie geëet het, sê ons het deel aan Jesus. Ons het deel aan die liggaam van Christus. En omdat ons dan sê ons is deel van die liggaam van Christus, moet ons 'n eenheid vorm. Moet ons lief wees vir mekaar. Moet ons vir mekaar bid. So kom ons vat vandag hierdie wyn en ons drink dit met die gedagte dat Jesus het ons vrygemaak. Amen. Kom ons bid saam. Here, dis vandag vir ons 'n voorreg om in U teenwoordigheid te staan. Dankie dat U ons kom bless het. Dankie Here dat ons kan in ons worship tyd alreeds die teenwoordigheid van God ervaar. En Vader, so wil ons dan kom en vir U dankie sê dat U ons vergewe van al ons sondes. Dankie Here dat U ons skoon was. Dankie dat ons in geregtigheid kan staan. Dankie Here dat ons na U toe kan kom in geloof en vertroue en kan vra, Here, dat U ons lewe sal kom vul met wie U is. Heilige Gees, kom maak woning in ons binneste. Kom help ons, kom lei ons, kom comfort ons. En ek dank U daarvoor dat die gawes van die Heilige Gees deur ons lewe sal vloei, sodat ander mense ontmoeting met U kan hê, sodat ander mense 'n aanraking van God kan beleef. En ons sê vir U dankie daarvoor. Here, ek bid vir elke man en vrou, seun en dogter wat in hierdie plek is. Ek bid die Heilige Gees dat U hulle kom aanraak, dat U hulle Gees kom refresh. Here, dat U ons sielsdimensie sal kom aanraak, dat ons wil, ons emosies, ons intellek in lyn sal wees met U woord. En Here, dat hierdie liggaam van ons in lyn sal kom en in beweging sal kom. En Here, ons kom teen luiheid en moegheid in die naam van Jesus Christus. Ons kom teen daai moedeloosheid in die naam van Jesus Christus. En ek dank U, Here, vir vrymaking nou. Ons loof U daarvoor en ek dank U daarvoor. Ontvang die seën van die Here in jou lewe. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Dankie Here dat ons vandag kan bid en kan weet dat ons gebede by U ore uitkom. Dankie Here dat ons ook kan vra dat ons gebede beantwoord sal word soos U Elia beantwoord het. Here, that Lord, that we will have supernatural answers. In Jesus naam, dat hierdie week 'n week van lig en lewe sal wees, waar ons ook al beweeg. Dank ons U daarvoor. Amen.